Op 5 Februarie 1958 is Daniel Johannes Roelof Snyman gebore. Baie welkom by sy gedenkdiens. En iemand wat so lank saam met ons geleef het, het ook met energie kom leef. En kom ons sien ook hierdie Kers dan as 'n simbool van sy lewe. Ons het saam met hom geleef en ons kon ook sy energie en sy lig en sy warmte voel. En julle wat ingeskakel is, baie naby. Party van julle het ook van sy bloed in julle are. Ons kan dan vandag sê dat daardie aardse lewe verby is. Dat hy ook gesterf het op die 3de Julie van hierdie jaar. En dan is daar van ons wat dalk sou sê, nou moet ons so 'n Kers uitdoof, want daardie lewe is verby. Vir julle as vriende en familie en as gelowiges is ons oortuig daarvan dat ons dit nooit durf hoef te doen nie. Want ons weet dat ons lewe vir ewig. In eerste plek as gelowiges, dis deel van ons geloofsbelijdenis, maar weet ons ook dat die verhale en die stories en die nalatenskap van 'n persoon in ons lewe en ook deur ons sal lewe. En daarom gaan ons nie so 'n Kers uitdoof nie. En glo juis dat daardie lig en daardie energie deur elkeen van ons ook verder sal gaan. Baie welkom. Ons weet nie presies wat gebeur by 'n rouediens en by 'n gedenkdiens soos die nie, maar vir almal van julle wat dan nou ingeskakel is, in eerste plek kom ons maak onsself oop en gereed ook vir troos. Ons weet dat as ons regtig met God te doen wil hê, dan moet jy op 'n plek wees waar jy hartseer is. Direk is die vertaling van Heilige Gees die trooster, die een wat by ons kom staan en vir ons ook in moeilike tye help. Dan weet ons ook, is daar ook 'n geleentheid waar ons dan ook by so 'n geleentheid soos die dankie sê. Ons draai na mekaar toe. Ons sê dankie vir die lewe en 'n besonder dan vir iemand wat baie naby aan ons geleef het. So kom ons sien dan ook hierdie dag dan as deel van 'n viering van 'n dankie sê vir 'n lewe. Maar mag ek en jy ook hierdie geleentheid, al is dit dan 'n virtueel bywoon, en glo dat daar vir elkeen van ons ook vandag 'n boodskap is, dat jy ook later vandag of dalk môre sal weet, hier is ook vir my 'n boodskap, en ek is ook opnuut aangevuur om hierdie lewe te leef vir die paar oomblikke, die paar dae of die aantal jare wat ek en jy nog oor het. Genade en vrede is daar vir elkeen van ons, ook nou waar ons saam is. Amen.
Vriende en familie, ek glo regtig dat God ons kan troos vandag, maar ook dat Dani se lewe so sal spreek, dat ons ook kan sê dat God so teenwoordig was in en deur hom, dat ek en jy God self ook kon leer ken. In die ou rabbynse literatuur van die Jode, dan sê hulle dat elkeen van ons voor die dag wat ons doodgaan, 'n boom moet plant, 'n boek moet skryf en 'n kind moet hê. En ek dink dit is letterlik so nodig nie, maar net die gedagte dat elkeen van ons ietsie nalaat, dat ons op hierdie aarde kom leef met 'n groter plan, 'n groter droom, 'n groter roeping. En ek dink dit is dan aan die einde van iemand se lewe, alhoewel ons vandag so hartseer is en die gemis nog vir lank met ons gaan wees, dat ons kan sê dit was 'n goeie lewe. As Job in 'n baie moeilike plek in sy lewe sit, dan sê hy die Here het gegee en die Here het geneem. Met die hele gedagte dat die Here tog, ten spyte daarvan dat ons vandag hartseer is, tog vir ons gegee het. En ek wil jou ook uitnooi dat jy vandag 'n geliefde Dani se lewe, of dit jou pa of jou oupa of 'n vriend of wie ook al was, hoe hy ook al in jou lewe ingespeel het, dat ons Dani se lewe langs die teks gaan neersit. En dan vir die Here gaan vra dat hy ons kan troos. Dat hy ook dan op hierdie oggend naby aan ons kan kom en werklik ook vir ons die lewe kan oopbreek soos dit is. Ek het dit goed gedink om Psalm 139 te lees. Dit is juis 'n Psalm van Dawid en miskien voor ek die gedeelte lees, ons weet dat Dawid se eie verhaal so kompleks, so moeilik was by tye. Ek ben waar dit begin. By 'n Goliat storie, daarna deur Saul wat hom wil doodmaak en hy moet vlug en hy moet in die berge wegkruip. Ons ken Dawid se hele verhaal, die lelike gedeelte en die lelike hoofstuk waar hy vir Batseba sien, ontrou is, die hele gedagte dat hy daarna haar man eintlik laat vermoor. En hoe die profeet dan na hom toe kom en vir hom sê, hoor jy, iets is nie reg nie. En ek dink dis met al hierdie skakerings van sy lewe, waar hy dan by 'n plek kom en Psalm 139 dan skryf. En ons moet ook dit onthou, nee, dat is Dawid Psalm 139 skryf, dan weet hy nie, hy skryf die Bybel nie. Hy skryf maar iets oor homself, sy eie verhaal. Heel waarskynlik aan die einde van sy lewe word Psalm 139 deur Dawid geskryf, en ek gaan net eers die eerste 3 verse lees. Here, U sien dwars deur my. U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Dit is so asof hy net hierdie gevoel het dat God reg deur hom kan kyk. Van vers 4 af, daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante, en die wete oorweldig my. Dis te hoog vir my begrip. Ek sê baie keer is soos daardie gevoel, as jy dalk by 'n lughawe deur die skandeerders loop, asof hulle dalk iets gaan sien wat hulle nie moet sien nie. Kom Dawid op 'n stadium by sy lewe en hy sê, Here, maar U sien alles. En ek dink daar waar ek en jy vandag sit, ons het baie gebid. Ons het dalk al gebid en die Here dalk nie ons gebede verhoor nie. Maar tog sê Paulus dat die Here eintlik namens ons bid. Dat die Heilige Gees so in ons werk, dat hy tog presies weet of ek en jy die woorde het om te bid of nie. So jy sit dalk vandag en jy het troos nodig, of jy het hoop nodig. En weet ook, jy gaan vir die dae wat kom, as daar spesiale dae kom wat jou gaan herinner aan jou pa, of aan jou oupa, of aan jou vriend, en daar is sekere plekke waar jy gaan kom, weet dat op daai spesifieke oomblik jy eintlik deursigtige vir die Here is. Maar ons sien ook dat daar 'n tweede moment was in Dawid se lewe.
Aanvanklik was dit dalk vir hom goed met hierdie gedagte dat die Here alles van hom weet. Maar miskien toe hy self dalk gekonfronteer was met sy eie donker kant, hy gewonder het, kan ek dalk wegkom? Sal dit nie dalk goed wees, as die Here nie alles van my weet nie? Vers 7 het hy gesê, waarheen sal ek gaan om die Gees te ontvlug? Waarheen sal ek vlug om aan die teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel? Is hy daar? Gaan lê ek in die doderyk? Is hy ook daar? Vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste? Ook daar lei u hand my, hou u regterhand my vas. So hy het nogal iets verstaan dat plek ons van mekaar af kan verwyder. Ek kan dalk sê, ek is vanoggend hier en jy is daar. En dit bring verwydering. Maar nou sê Dawid, en hy sê dit ook in die taal van die Ou Testament, al gaan ek op na die hemel toe. Want dis waar hulle gedink het God is. En waar dit in die hemel is, soos dit nie op die aarde is nie. Hy sê, al gaan ek op, gaan ek hemel toe. Hy sê, jy gaan my kry, maar hy gaan nog verder. Hy sê, al gaan ek ook af in die doderyk in. En hulle het gedink, die aarde is 3 verdiepings, en dat onder die aarde is die doderyk, Hades. Hy sê, maar gaan ek ook onder toe. Jy gaan my kry. Hy sê, al gaan ek ooste toe, al gaan ek weste toe. Direk in die vertaling staan daar, al gaan ek na die klein see toe, of al gaan ek na die groot see toe. So hy sê maar net, op, af, links, regs, noord, oos, suid, wes, ek sal altyd by u wees. Maar hy gaan nog so 'n bietjie verder. Hy sê, ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my in my nag te verander. Maar vir u is selfs die duisternis nie donker nie, en die nag so lig soos die dag, duisternis so goed soos lig. En dan kom ons by die ongelooflike mooi belydenis. Hy sê, u het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. So dit is so asof hy half 'n gerusheid kry, dat dit dan maar so is, dat God alles van hom weet. Ek wil u loof, want u het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat u gedoen het, vervul my met verwondering. En dit weet ek seker, dat geen been van my was vir u verborge toe ek gevorm is, waar niemand dit kon sien nie. Toe ek aan mekaar geweef is, diep in die moederskoot. U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in u boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. En hier kom hy by nog 'n wonderlike ding. Afgesien daarvan dat plek, dat ruimte ons baie keer vir mekaar kan verwyder, kan tyd ook. Ek kan nou, 'n paar minute na 11, hier wees, en jy kan ook hier wees, maar dalk 1 uur. Maar dan mis ons mekaar ook. So hier sê hy dat nie tyd of ruimte kan ons vir mekaar verwyder nie, maar in besonder nie van God nie. En so het Dani ook op hierdie aarde geleef. Hy was op plekke, op sekere tye, op ander plekke. En ongeag hoe sy lewe geloop het, was daar nie 'n plek of 'n tyd waar hy ooit van God verwyderd was nie. En dan gaan ons nog verder. Dan bely ons ook op hierdie oggend, dat alhoewel Dawid geleef het in die tyd van die Ou Testament, voordat Jesus gekom het en voordat Jesus vir ons werklik die ewige lewe kom oopbreek het, hy al iets hier verstaan het, dat ek en jy met ons 5 sintuie iets verstaan van tyd en ruimte, maar dit selfs nie eers die dood, niks ons kan wegvat van die teenwoordigheid van die Here nie. So ek en jy kan vanoggend, alhoewel ons hartseer is, dit dalk bely, dat God alomteenwoordig is, en dat die ewigheid 'n plek, 'n teenwoordigheid, 'n moontlikheid is, wat kom oopbreek is deur Jesus. As Jesus op hierdie aarde kom leef het, en hy sê ek is die weg, en sê hy is die manier, hy het vir ons kom wys dat dit moontlik is, hoe om 'n lewe te kom leef hier.
wat volgens God se wil is. Maar dan gaan hy nog verder in Johannes 5 vers 24 en dan sê hy ook, dat as julle in my glo, en julle glo ook in die een wat my gestuur het, dan sê hy, dan het jy alreeds uit die dood na die lewe oorgegaan, jy gaan nie eers geoordeel word nie. Mag dit jou troos vandag, dat Dani, maar ook elkeen van ons, alreeds uit die dood na die lewe oorgegaan het. Paulus gaan nog verder en hy praat oor die triomftog. Die triomftog waarin elkeen van ons stap agter Christus aan. En ek wil net dit so vinnig verduidelik voor ek afsluit. Ons gaan nou luister na die oorwinningslied. En ek dink nogal die oorwinningslied is 'n lied wat geskryf is met die triomftog van Christus in gedagte. Veronderstel in die Ou Testament Dawid en die volk, die manskappe sou gaan oorlog maak het, sê nou maar teen die Filistyne. Dan sou die gebruik so gewees het dat wanneer die oorwinning behaal is, hulle nog 'n hele tydjie sou neem om op te ruim. En dan sou daar een seentjie wat dalk by die manne was of dalk 'n boodskappertjie was uit die stad uit, sê nou maar Jerusalem, af en toe heen en weer gehardloop het. Tussen die plek waar die veldslag was, dalk baie keer daar weg van die stad af, en hy sou heeltyd boodskappe heen en weer dra. Van hoe gaan dit met die vrouens, hoe gaan dit met die ou mense in die stad, maar ook hoe gaan dit op die slagveld, hoe gaan dit ook met die oorlog, met hierdie spesifieke veldslag. En wanneer die oorwinning dan behaal is, dan moet daar opgeruim word, maar dan sal hierdie seentjie vooruit hardloop. Hy sal inhardloop in die stad en skree, Evangelion, Evangelion, goeie nuus. En dan sou almal geweet het, die oorwinning is behaal. Maar dan sou dit dalk nog weke geneem het, voor die koning, wat heel voor sou loop, in die triomftog, met al sy soldate agter hom aangekom het, en ook dan met dit wat hulle buit gemaak het, heel agter. En baie keer die vyand se koning, heel agter, wat hulle dalk in 'n tipe van 'n vangwa, in 'n hok sou toesluit, en baie keer sy klere uitgetrek het as bespotting. En hoe hulle dan in hierdie triomftog sou aanbeweeg. En nou sê Paulus, so is elkeen van ons op hierdie aarde al, met 'n triomftog besig. En so was Dani ook in hierdie triomftog, op hierdie aarde geloop. Die oorwinning is behaal, Jesus stap voor. Maar party van ons is mank. Party van ons het seer gekry in die veldslag. Partykeer stap ons dalk en ons stamp ons tone. Ons het dalk sekere wonde aan ons lywe. Maar almal weet in die stad, almal weet in Jerusalem, die oorwinning is behaal. En dan soos ons dan op pad is in hierdie triomftog, sou dit dan ook gebeur het, sê nou maar in 'n Ou Testamentiese konteks, die oomblik as hulle die triomfbrug, die ingang en die stadspoorte betree het, dan begin die partytjie. So ek en jy leef, ons is deel van die triomftog. Daar het ons vooruit gegaan. Jou pa en jou oupa en jou vriend is alreeds in die stad. Hy slaat deel van die groot triomf en oorwinning in volmaaktheid. En ek en jy is nog op pad. Ons weet oorwinning is behaal. En daarom is dit nodig dat ons kan afsluit soos Dawid afgesluit het. Hy het gesê, deurgrond my o God, deurgrond my hart, ondersoek my en sien tog my onrus raak. Die direkte vertaling van hierdie woordjie is, sien my smart raak. Nou, hoeveel smart en hartseer het ek en jy nie? Hoeveel hartseer en smart is daar nie nou tans? Of dit nou in Rustenburg of in Suid-Afrika of reg oor die wêreld is nie. Maar weet dat die Here nog steeds reg deur ons kan kyk. Dat hy ons harte kan deurgrond en dat hy ook daardie onrus, daardie onvrede, daardie ongeluk en daardie hartseer ook raak sien. En ook dan by ons kom leef in daardie pyn. Mag dit jou troos, maar mag dit ook jou aanspoor vir elke oomblik wat ek en jy ook nog op hierdie aarde leef. Amen. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons. Here, al voel ons hoe en al lyk dit hoe. En al gaan daar nog hoeveel moeilike dae kom. Wil ons vir U dankie sê vir die lewe.
vandaan nie. En hoe hy ook op hierdie aarde die goddelike energie kom vibreer het. Dat ons vandag hier kan sit, ja Here, hartseer en met 'n groot gemis. Maar ook weet Here dat sy lewe ook by 'n plek gekom het, waar ons ook soos U kan sê aan die kruis, tetelestai. Dit is volbring, die sirkel is voltooi, dit was ook vir ons goed. Here, omdat U reg deur ons kan kyk, wil ons ook vir U vra en sê, gee vir ons wat ons nodig het. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Liewe Pa, ek vra vir almal foto's en soos wat ek dit ontvang, word ek oorweldig deur emosies en herinneringe stroom by my gedagtes in. Ek besef dat elkeen wat saam Pa op hierdie grondpad van die lewe gestap het, of dit nou 10 tree of 100 myl was, tans herinneringe het wat afspeel in hulle binnekamer. Ek beleef die heeltyd in my hart die brief wat Paulus aan die Korinte gestuur het. Paulus skryf dat ons net ten dele ken. Ek besef dat ek Pa en Pa se menswees net ten dele geken het. Jare terug het die Here vir my die skrif kom oopbreek en kom lewendig maak van eer jou Vader. So ten spyte van die dele wat ons ken en nie ken nie, wil ons graag Pa in Pa se volle menswees kom eer. Ons wil Pa vandag kom eer vir die man, Pa, oupa en die broer wat Pa was. Ons eer Pa vir die sterk morele waardes wat Pa in ons vasgelê het en die trots wat Pa in ons ingeburger het. Ons eer Pa deur hierdie as 'n kompas te gebruik in ons eie lewens met die grootmaak van ons kinders. Ons eer Pa vir elke hou wat Pa moes vat. Houe waarvan ons nie geweet of verstaan het nie. Daarom wil ons Pa ook eer vir Pa se keuses, ongeag ons eie opinies. Ons eer Pa vir Pa se stil karakter. Ons eer Pa se trots. Ons eer die groot hande wat ons oor die jare heen gelei het. Weet net dat Pa geliefd was, dat Pa nog steeds geliefd is en dat Pa sal voortleef in ons harte. All throughout my history, your faithfulness has walked beside me. The winter storms made way for spring. In every season, from where I'm standing, I see the evidence of your goodness all over my life, all over my life. I see your promises in fulfillment all over my life, all over my life.
here. I could write a melody that all of heaven's choir sings, but if I don't have love, then it means nothing. And I can spit out some holy word, something that you've never heard, but if I don't have love, it means nothing. If I can't love my neighbor like I love myself, If I won't move when my brother cries out for help, if I'm too proud to forgive before the sun goes down, then this life that I've been living, what does it mean now? At best it all means nothing. Without love it all means nothing. I can dine with kings and queens, my name go down in history, but if I don't have love, it means nothing. So take the old and make me new, show me how to love like you, 'cause if I don't have love, it means nothing. If I can't love my neighbor like I love myself, yeah. If I won't move when my brother cries out for help, yeah. If I'm too proud to forgive before the sun goes down, then this life that I've been living, what does it mean now? At best it all means nothing. Oh God, without love it all means nothing. Oh, at best it all means nothing. Jesus, without love it all means nothing. Oh, yeah. and I don't wanna sound like a crashing cymbal. Yeah. No, I don't wanna be some empty noise. Down on my knees, Lord, I surrender. Jesus, help me to love with a love like yours. Jesus, oh. I don't wanna sound like a crashing cymbal. No, no, I don't wanna be some empty noise. Oh, I'm down on my knees, Lord, I surrender. Oh, help me to love with a love like yours, And then it'll all mean something. That's what I want. I want it to all mean something. Jesus. And then it'll all mean something. Oh God. I want it to all mean something. I want to love my neighbor like I love myself. And I want to move when my brother cries out for help. Don't want to be too proud to forgive before the sun goes down. In this life that I've been living, what would it mean? At best it will all mean something. With love it all means something.
hope it all means something.